Ek groet julle met my dummy fopspeen. Wel nie myne nie. Ek het die by die Chinees het ek dit gekoop. Wel, het is nou myne, maar ek gebruik het nie. Wat het 'n dummy, 'n fopspeen, pacifier te doen met Paasnaweek en met vrede? Kyk, ons weet dat 'n dummy, 'n fopspeen moet die babatjie kalmeer. Wanneer baba honger is of sommer net huil, wat is die woord, knieserig is, dan word die dummy in die mond gesit, nee. Ek dink van ons het al gevoel by vergaderings, veral kerkraadvergaderings of familiebyeenkomste, om vir sommige mense 'n dummy in die mond te sit. Ek dink daar is baie familie en vriende wat dink ek moet maar van tyd tot tyd iets in die mond kry en stil te bly. As jy mense wil stil hê, dan gee ons eetbare dummies, 'n bordjie sodat mense kan eet en dan is dit doodstil. So daai wat so baie praat in 'n geselskap en jou irriteer, gee net vir hulle 'n bordjie soetgoedjies of so om hulle besig te hou. Daar kan natuurlik fop vrede wees. Pacifier. Die woord kom, sover ek kan onthou, uit die Latyn pacem, wat dan ook vrede beteken, pacifier, om stil te hou, rustig te hou, te kalmeer. Maar ek kom nou net weer daarby. Gesels bietjie daar met mekaar, of as jy alleen sit en luister na my boodskap, dink by jouself, praat 'n bietjie, dink 'n bietjie. Is daar valse vrede in die wêreld? Tussen lande, in ons land, miskien in jou huis, jou gesin, tussen mense. Baie keer in die kerk het ek dominees hoor sê, ons moet net nie nou steur nie. Ja, die woorde is hier ook gebruik in Heidelberg, toe ek gesê het, ek is bereid om 'n ouderling te word. Toe was daar mense wat bang was, ek gaan steur en die vrede aantas, maar baie keer moet daar gesteur word, sodat ons by vrede kan uitkom. Is dit Winston Churchill? Nou weet ek nie. Is dit Winston Churchill wat gesê het, we want peace even if we have to fight for it? Wel, wie het ook al gesê het, soms word daar geveg, oorlog, bloedvergieting, om uiteindelik vrede te kry. Dis nie die ideaal nie. Onderhandeling en op ander maniere gaan sit om die tafel en 'n verdrag sluit, 'n kontrak sluit. Maar goed, dit daar gelaat, vrede. Paasfees het alles met vrede te doen, die ware vrede. In die Ou Testament het God baie keer gewaarsku teen die vals profete, wat dan kom en dan roep hulle, vrede, vrede. Maar die volk is in 'n toestand van konflik. Kom ons sê, stryd, oorlog met God, want hulle doen sonde. Hulle hou aan met hulle sonde, hulle aanbid die afgode. Hulle kies verkeerde dinge om hulle gelukkig te maak en dan dink hulle dit bring die vrede. En as jy praat van vrede, dit bring die vergifnis, die versoening, die blydskap, die joy, nee? Die oorwinning in jouself veral. En hoeveel keer probeer ons op allerlei maniere om vrede in onsself te hê?
En dan dink ons, dit sal ons gelukkig maak en vrede gee, en dan is dit nie so nie. Vrede, shalom. In die Ou Testament die Hebreëus shalom. En dit was 'n verwagting, hulle het mekaar geseën, en veral met Paastyd. Shalom lecha, vrede vir jou. Pragtig, né? Pragtig. Maar dit was 'n term wat omvattend was. Die wetenskaplike woord is holisties. Holisties, vir die kinders nou 'n groot woord, maar 'n whole, nie net op 'n sekere vlak van vrede, versoening, verhoudings, wat nou reg is en mooi loop nie, maar al die vlakke van die samelewing. Al die vlakke van die samelewing. En die Messias is verwag in die Ou Testament, die ideale koning, priester, profeet, wat sal kom, wat dan uiteindelik, die een wat dan kom, sal die ware vrede, die vredesryk bring, die shalom koninkryk van God. Almal het teleurgestel, al die konings. Maak die saak hoe wonderlik party regeer dit nie. Totdat Jesus Christus gekom het. En deur sy lewe en sy dood aan die kruis en Paasnaweek en die opstanding, daardeur kom die ware vrede, die shalom koninkryk van God. En wil God hê dat dit deurwerk na alle vlakke van die lewe en die samelewing. Dit is globaal, tussen lande, oor die wêreld. Dit wat nou gebeur, oorloë, Midde-Ooste, Oekraïne, Rusland, Suid-Afrika, wat probeer om die verhouding met Trump weer reg te stel, dit gaan oor vrede. Ons wil vrede hê. Ons eie land, ons regering van nasionale eenheid. Daar is maar so baie keer nie vrede nie. Dink aan die hele debat nou met die 0,5% verhoging in BTW. Dit is konflik, is stryd. Nou, konflik is nie noodwendig sonde of verkeerd nie. Daar gaan konflik wees in huise, gesinne, samelewings, regerings. Op politieke vlak, ekonomiese vlak, die markte is in konflik. Daar's nie vrede in die arbeidsmark nie. Daar's nie vrede tussen verskillende rasse en groepe nie. Daar is nie oral in elke huis en gesin vrede nie. Ongelukkig nie. Ons strewe na vrede. En moenie dink, toe Jesus gebore word, Kersfees, dis 'n tyd sonder vrede nie. Ons lê baie klem daarop Kersfees, nie? Onthou Lukas 2 wat dan praat oor die engele wat verskyn het aan die herders. Vrede op aarde. Vrede op aarde. Eer aan God en vrede op aarde en die mense in wie God 'n welbehae het. Welbehae. Ek dink aan Sefanja 3 se woorde waar God sê hy jubel en juig oor ons. Hy is stil tevrede in sy liefde oor ons. Wat? Ons is dan sondaars. Ja, sê hy, daar's nog steeds goeie goed in almal van julle se lewe. Dit kan uitkom, ontwikkel, meer en meer word. Meer en meer die beeld van God in ons, né? Jesus word gebore te midde van 'n situasie van konflik. Herodes wat die babatjies doodmaak en Jesus en Maria en Josef moet vlug. Openbaring 12 praat in die simboliese taal van die bose wat Jesus wil uitwis, want die Satan, die bose weet, hy is die verlosser wat aan die kruis gaan sterf vir ons, wat gaan opstaan. Daarom sal die bose te alle koste, die groot draak, die vuurrooi draak, sê Openbaring 12, gaan lees dit maar weer, die vuurrooi draak. Dat 'n vrou verskyn, en jy dink, vrede. Sy was swanger, die kind, die vredevors sal sy in die wêreld bring, kind van vrede. Maar sy skree van die pyn. Sy skree van die pyn. En dan die vervolging deur die bose. En soos ek genoem het, Herodes. En Jesus self, toe hy nou volwasse raak, en nou so min of meer ouderdom 30,
in die bediening tree, van die begin tot die einde, konflik, stryd, oorlog, omring deur konflik. Godsdienstige groepe, daar is die Fariseërs, die Sadduseërs, die Fariseërs kon hom nie vat nie, hulle wil hom doodmaak, die hele tyd doodmaak. Die konflik in mense se gemoed het hulle vrede met God, want hulle het so valse godsdiens, die wettisisme, daar's nie 'n lewendige verhouding met God nie. Daar's nie 'n verhouding met Jesus nie. Die Esseners, die Qumraniete, die ander partye wat militant was, het lyk of Petrus aan die party van die Selote behoort het, wat sommer vinnig die swaard sal uittrek, wat deur militêre mag die Romeinse owerheid wil omverwerp. Daar sal rebelle groepe wees. Daar sal groepe wees wat dreig met oorlog en geweld in ons eie regering. Hoor jy soms hierdie stemme? Veral so 'n sekere broertjie wat baie lief is om rooi aan te trek. Maar goed, nee, Jesus, te midde van konflik en stryd. Keiser Augustus met sy geboorte wat 'n sensus uitvaardig, daar was natuurlik groot opgewondenheid, maar Augustus, die keiser, trek rang, want hy wil die Kyrios, die Here wees. Hy sê, hy is die verlosser, die ware verlosser. Hy is 'n godheid. Nou kan jy dink die konflik by hom, by Herodes, by hoeveel ander wat bedreig voel, geweldig bedreig, want hier word gesê, maar Jesus is die ware verlosser. Hy is die Kyrios, die Here, die baas, die besitter oor ons lewe en van ons lewe. Hy bring die ware vrede, nie die Pax Romana, daai tyd nie. Die Pax Augusta, keiser Augustus se vrede, die Romeinse ryk se vrede, nee, die vrede van Jesus Christus. Vrede wat God gee deur Jesus Christus. En dan die Via Dolorosa, die lydingspad wat Jesus moet stap, nee. Getsemane, die worsteling, daar's nie vrede nie. Vader, laat hierdie beker by my verbygaan as dit nie wil is. Angs, sweet, bloed, soos bloeddruppels. Hy twyfel aan sy roeping. En dan sy fisiese lyding. Onbeskryflik daar aan die kruis, gaan soek maar 'n bietjie op, gaan bietjie Google toe, of waar ook al, lees Wikipedia, wat het Jesus alles deurgegaan? En die ergste dat hy deur God, sy Vader, verwerp word. Maar God gebruik dit alles. 'n situasie, 'n daad van haat, woede, Jesus aan die kruis, om die verlossing en die vrede te bewerk. En word waar wat Jesaja 53 gesê het. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Daar's nie vrede in dit nie, hoor. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Daai verwerping. Daar's nie vrede nie. Verag. Ons het hom nie gereken nie. En tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Ons het hom beskou as een wat gestraf word. Hy word deur God gestraf, dat ek en jy, en wie ook al in hom glo, nie gestraf sal word nie. En hel toe gaan, verlore gaan nie. Gepynig word, deur God geslaan. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, versoening, vergifnis, ons saak met die lewende God, kom reg. Ons word vergewe, ons word vrygespreek, ons hoef die boete nie te betaal nie. Soos wat jy boete kry en dit word afgegee, en daai verligting, hierdie is oneindig groter en meer. Die straf was op hom, en dit bring vir ons die vrede, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Verskoning, Paulus sê in Romeine 5, God het ons dan nou vrygespreek, omdat ons glo, in Jesus Christus glo. Dis waaroor Paasfees gaan.
vrygespreek. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Vrede. En so het ons deur die geloof vrye toegang gekry tot hierdie genade. En mag ons met vrymoedigheid na die genade troon gaan van God, om op die regte tyd gehelp te word, sê die skrywer aan die Hebreërs in sy brief. Moenie dat iets of iemand jou vrede wegsteel, hierdie versoening wegsteel nie. Dit is daar, is 'n feit, dit staan. Dit kan nie verander nie. Al het jy hoe sonde gedoen, al is jy so geshame en skuld en skaamte, jy mag deur Jesus na God gaan, sê jammer Here, vergewe my, herstel my, gee my dat ek weer die vrede sal ervaar in my geloof, in my hart, in my lewe. Maar dis 'n stryd. Paulus sê in Romeine 7, ek vind hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, al wat ek doen is die slegte. Hy sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van hierdie doodsbestaan? Sien jy, die stryd gaan wees tot aan die einde, wat ons sterf, en dan gaan ons hemel toe, en ons is finaal bevry, of dat Jesus weer kom, met sy wederkoms, die finale verlossing. Hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dis 'n stryd, dis 'n konflik, dis 'n situasie wat nie vrede uitspel nie, en tog, die oorwinning sê hy deur Jesus Christus, die vrede kan meer wees. Vrede kan meer wees. Kom ons verstaan dit so, die liefdesgebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en al jou kragte. Ons stel dit ons nou voor met 'n driehoek, God en ander mense en ons. God lief hê en jou naaste soos jouself. Wat vat jou vrede weg dat jy sukkel om God lief te hê? En dis die nommer 1. Dis die nommer 1 ding in ons lewe, die belangrikste, om vrede met Jesus te hê. En om te doen wat hom bevredig en hom gelukkig maak. En wat ons geestelike lewe opbou. Jou naaste. Ek dink aan alle verhoudings. En gesinne en huise en waar ook al, vrede tussen mense. Onthou julle daai ou videoetjie wat die dogtertjie gebid het, dan staan sy so te pragtig, dan praat sy iets van bedaar, ons moet bedaar, maar dit gaan oor dat sy dan bid, dan sê sy, my mamma, my pappa, Jesus, gee hulle, wat het sy gesê, maak hulle rustig, maak my mamma rustig. Ja, Jesus wat op die boot is, en die storm wil hulle verswelg en vernietig, en hulle gaan aan en is vol angs en vrees, en ongeloof, en hy sê vir die storm, bedaar. In een van die psalms skryf Dawid, al woel dit in die nasies, en al sal die berge wegsak, en die see onstuimig raak, en wat daar ook al is, wat negatief en sleg en stormagtig is, bedaar, lees ons in een van die psalms, dink is 46, en erken dat ek God is. Meermale vir onsself, vir die wêreld, in 'n geloofsuitspraak vir mekaar sê, bedaar, God sê, erken dat hy God is. En dan werk dit deur in jou lewe, nee? Maar in alle verhoudings. Filippense 4, verhouding met God, gaan lees maar Filippense 4, en daai wonderlike, hy sê, ek vermaan Euodia en Syntyche om eensgesind te wees, verhouding tussen mense. Hy praat van, maak al julle begeertes aan God bekend, gebedsmeking, danksegging, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Hierdie harte en gedagtes en emosies wat so op hol loop, en die vrede hier binne, die kalmte, net verdryf. So vrede gaan ook oor vrede hier binne. Die teenoorgestelde van stres en spanning, worries, bekommernis, nee?
Oppas vir valse vrede. Oppas vir valse vrede. As jy hou van 'n geel een, jy sal met 2 opvat jy wel. Bevredig nie, regtig nie. Jy moet kos kry. Jy moet gespeen raak van valse vrede, van die fop spene in jou lewe. Psalm 131, ek wil afsluit. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Dit bring nie vrede nie, dis valse dinge. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is nie. Sien jy die kalmte, die vrede? Ek het rus, kalmte, vrede gevind, soos 'n kindjie by haar moeder, tevredenheid gevind het. Daai is nou die ware vrede. 'n Kindjie by die moeder, aan die moederbors. Nie 'n fopspeel nie. Die ware Jakob, soos ons sê. Of dan 'n bottel met melkies wat versadig maak. Ons het gekom van Goeie Vrydag af wat baie donker gelyk het. Donker Vrydag, nee, die beste Vrydag van jou lewe. Jesus aan die kruis, hy bring die versoening, die vrede. En dan op die Saterdag, die stille Saterdag, en almal in afwagting, dan staan hy op by die dood, Sondag, opstanding Sondag. Opstanding Sondag en Jesus staan op. En dan verstaan jy sy kruiswoorde wat dan finaal waar word. Ek gaan vinnig vir julle noem. Die eerste een, Vader vergewe hulle, dit spel vrede. Konflik van sonde, maar vergewe hulle. Nommer 2, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar is die konflik van die ander ou wat verlore gaan, die ander sondaar aan die ander kruis, maar vandag saam met my in die paradys. Deur sy opstanding word dit onmiddellik waar. Wanneer jy en ek sterf, vandag op daai oomblik saam met hom in die paradys. Die derde een, vrou, sê hy vir Maria, daar is jou seun, ons neem aan is Johannes, en seun, daar is jou moeder, versoening, 'n nuwe toekoms vir mense, versorging. 4, my God, waarom het U my verlaat? Sien jy daardie konflik en angs? Daar's nie vrede nie. Ek is dors, daar's nie vrede nie. Dis 'n stryd. En dan, dit is volbring, die vrede. Tetelestai in die Grieks. Ek het dit gedoen wat ek moes doen, sê Jesus. En dan wat sak hy, sy kop en hy sterf. Vader, in die hande gee ek my lewe oor. Die finale oorwinning en vrede. En Jesus lewe om sy vrede. Want vrede is 'n persoon, Jesus, om sy vrede vir jou waar te maak. Amen.